Hoe wonderlik die naam Jesus, die naam bo alle name. Vader, baie dankie dat ons tot U kan nader vanmôre deur U Seun Jesus Christus, ons redder, ons verlosser, ons saligmaker, koning van ons lewens. Dankie Here vir hierdie holy and anointed oomblik. Dankie Here vir regtig U teenwoordigheid. Dankie dat ons nou kan oorgaan na U woord toe. En ek bid Vader dat regtig in Jesus se naam U aan die woord sal kom. Dit is so, ons het 'n paar notas gemaak, Here, maar ek kom en ek verklaar my afhanklikheid voor U van U Gees. En ek vra Here dat U ons almal se ore en oop sal oopmaak, ons verstand, ons harte vir dit wat nou gaan gebeur. Ons eer U en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons almal sê saam? Amen. 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 Welkom, welkom. Welkom by Telkom. Hallo die wêreld. Welkom aan julle ook. Ek wil gou vir jou vra, ek sien die tendens op die Facebook ding. Ons kry baie hits en views en wat. Maar jy bly net so bietjie, dan word jy moeg, dan gaan jy weg. Moenie weggaan vanoggend nie, toe. Ek sê dit nou spesifiek in die eerste minuut, want die gemiddelde ou bly so 2,5-3 minute, dan sê hy, nee, man, ek het al hierdie storie gehoor, laat ek maar gaan. Goeiemôre, baie welkom. Ons vertrou jy gaan dit geniet saam met ons. Ons is besig met die reeks rondom Pinkster, met hom in gedagte, met God in gedagte. Dit was donderdag Hemelvaart gewees, en 10 dae na Hemelvaart, dit is volgende Sondag, is dit Pinkster. Ons lees daarvan in Handelinge, en hoe mooi is dit, hoe lekker is dit, maar dan weet ons vandag, alhoewel na Hemelvaart 10 dae die Heilige Gees uitgestort is op daai gemeente waar hulle bymekaar was, gebeur die vervulling met die Gees vir jou en vir my vandag by wedergeboorte. So ons hoef nie te wag vir 'n dag nie. Jy hoef nie 10 dae te wag nie, hoor. Sommige vandag. Yes, ek love it. In Botswana het hulle so ding, tumela wat, letsugile, dat was mooi. Dan sê hulle, Ritlabona na kamuso, dit beteken sien jou môre. Dan sê daai ou Madala gewoonlik, ska kamuso, gompieno. Met ander woorde, moenie heeltyd sê môre nie, vandag. Ek wil vandag by jou kuier. As jy vir hom sê, okay Madala, sommer sentle, dan sê hy vir jou kwai, sal 'n sentle, jy bly hy waai. Sê, okay, Ritlabona. Dan sê, wen. Jy gaan jou sien, okay, baie, sien jou weer, hoor, dan sê hy, wanneer? Hy sê, ek wil nie vir jou wag nie. Nee, jy moet vir my wag nie, ons mekaar verstaan. Wat gaan die aan? Wanneer sien ek jou? Moenie net sê, okay, bye, was lekker, hoor, sien jou. Wanneer? Oom Abie het altyd gesê, moenie my deel maak van jou leuen nie. Want hy sê, jy gaan nie my kom kuier nie, net troues en begrafnisse sien ons mekaar. Vanmôre kom die Here, en hy sê, sy woord sê, vandag. Gompieno, ska kamuso, vandag. Ons is besig met Paulus se storie daar in Handelinge, vanaf hoofstuk 24 aan, ons trek nou by hoofstuk 28, en ek wil vir jou vra, as jy bietjie terugblaai gaan kyk, asseblief, maar kom ons lees saam, die krag van die woord in Paulus se bediening in sy lewe in hierdie tyd, waar hy in die tronk is, sonder 'n verhoor, en Felix, en hulle laai hom op 'n skip, en daar gaan hulle, en dis 'n klomp storms op die see. Ons het verlede week gepraat oor die wonders van die storms, en vanmôre kom ons op die einde van hierdie episode in Paulus se lewe, nie sy lewe nie, hierdie seisoen, en ons sê, dit is 'n Heilige Gees einde. Onthou nou, toe Paulus in die moeilikheid is, op die skip, verlede week, toe sê hy, ek glo aan die hele woord, die hele Bybel. Okay.
Toe dit moeilik gaan daar op die skip en almal is moeg en deur mekaar, toe sê hy, manne, die God wat ek bedien en aanbid, het verlede nag by my kom stop met 'n engel en hy het vir my gesê, Paulus het nie die luukse van 'n bidkamer en 'n kapel en 'n wat daar op daai skip nie. Dit gaan geil, dis 'n storm. Ons het nou die dag storms beleef hierso. Dis wild. En Paulus sê, maar my God het gesê, ons gaan niks oorkom nie, want ek moet nog voor die gouverneur gaan verskyn, onthou jy? So ek en jy, God gee vir jou belofte, en dan sê ons, ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, daai bedryf en daar gaan ons. Maar net as jy jou toon stamp, dan verander jou plan. Nou is ek 'n stapsoldaatjie, dan gaan ons die kant toe. Nee, vorentoe. Heilige Gees einde vir Paulus. Amazing, toe hulle nou uiteindelik daar kom, waarheen hulle op pad is na die gouverneur toe in Rome, toe sien die gouverneur hom nie. Ek het dit oorvertel. Na al hierdie rock'n'roll, 2 jaar in die tronk sonder 'n verhoor, op die skip in die storm, groot moeilikheid, en nie gaan hy, en hoor wat gebeur. Die gouverneur sê, nee, wat ons gaan doen, ons gaan die ander gevangenes nou in die tronk sit, oral stil, gaan lees dit daar, Handelinge 28, en dan, Paulus, ons het vir jou eie plek gekry, hoor. Jy en jou wag, jy en jou soldaat, gaan in jou eie huis bly, hoe's daai? Kwai. Handelinge 28 vers 30. En Paulus het in 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom toe gekom het. Terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid sonder enige verhinding. Dis hoe Paulus se seisoen uitloop onder die leiding van die Heilige Gees. God het gesê, Paulus, sê vir die manne, hulle moet eet, hulle moet die reis van die skip afgooi, moenie nou die bootjie laat sak nie, moenie afklim nie, bly net hier. En daar eindig Paulus op 'n plek waar hy sy eie huis het, waar sy soldaat saam, dink, hy het sy eie security company. Die gouverneur besef, hierdie ou moet niks oorkom nie, kom ons pas hom op. Hy het 'n VIP protection unit daar om sy huis. En Paulus ontvang almal vir nog 2 jaar. Almal wat vra het, almal wat wil kerk hou, almal wat kom net. En hy het vir hulle bedien met die liefde van Jesus, vrymoedig en sonder verhindering. Jy sien, ek en jy se storie is nooit klaar tot dit klaar is nie. Ek en jy se storie is nooit klaar tot dit klaar is nie. Baie mense hou halfpad op. Die woord van die Here sê maar, ek het jou geroep, ons het gister daaroor gepraat. God het vir Koos Nilane geroep, God het ons almal geroep. Handelinge, jy sal die Heilige Gees ontvang, jy sal krag ontvang, jy, nie Koos Nilane nie, maar ons sê nou, as ons Christenies praat, dan sê ons, God het vir ek en Nilane geroep in voltydse bediening. Ons is professionele bedienaars van die woord, ons word betaal daarvoor hier en daar, en dis baie oulik en is 'n groot voorreg. Maar toe sê ons, God het ons geroep Botswana toe, jippie, daar gaan ons, 12 jaar later kom ons terug en sê, nee, maar God het ons nou geroep vir Vanderbijlpark, jippie, 13 jaar later, nee, nou het God ons geroep vir Jeffreys Bay. God het jou geroep, period. Hoe die paadjie loop, is sy toelaatbare wil en sy perfekte wil en al daai dinge, maar jy het ook 'n besluit. Jy het tog ook 'n inspraak hierin. Paulus kon daar op die skip al vir hierdie man gesê het, weet wat, hierdie is 'n bietjie kwaai. Ek weet nou die Here het gesê, maar ek dink nie ek wil meer soontoe gaan nie. Kom ons los maar liewer die ding. Paulus sê kom ons gaan. En dan die beloning in dit, dat God vir jou sê, maar gee jou nooit alleen los nie. Jy's alright, daar wie jy is. Bly maar in jou huurhuis, hoor. Kyk hoe mooi sê, ontvang al die mense. Hier sit hulle. Hallo. Lekkerte. Want jy sien, tot by die volëinding, sê die Here,
Die werk wat ek en jou begin het, sal ek klaarmaak. So vir ek en jy, as ons kyk na Paulus se Heilige Gees einde, dan kom ons vandag by 'n Heilige Gees begin. Dis Pinkstertyd. Dis tyd wat die kerk in afwagting is, daai tyd. En vandag, na die hemelvaart vir 10 dae, gaan lees dit julle wat het daai manne gedoen. Hulle het bymekaar gekom, hulle het gevas en gebid, hulle het gewag op die Here. Hulle het geweet, hy het beloof, hy sê hier kom 'n ding, maar hulle het nie geweet hoe en waar en wanneer nie, maar hulle het nie opgehou nie, hulle het gewag. Ek en jy vandag, Handelinge 1:8, ek het dit nou net gekwote, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die wêreld. Die woordjie daar, julle sal krag ontvang, Heilige Gees, getuies, en sowel as, gelyktydig. Ons kan nooit sê, maar ons gaan net eers onsself hier gou versorg en mooi maak, en dan sal ons dalk dit oorweeg, en dan dalk en nee. Daar waar God jou lei en die behoefte vir jou wys, dis die plek. Dis die plek waar jy gaan betrokke raak. Hoe doen ons dit? Ons bid vir jou vriend se neef se boetie in Oekraïne as 'n sendeling. Jy bid vir hom. Jy stuur vir hom 'n Bybelversie. Jy stuur vir hom geld. Jy wat ook al, raak by hom betrokke. Jy kan dalk nie noodwendig alleen self gaan en wat ook al nie. Hier's 'n ou net hier aan die ander kant in die dorp wat in 'n tent bly in 'n plakkerskamp as 'n diens. Wat moet dit? Ja, as 'n diens, as 'n bediening waar hy sê ek sterf van myself, ek gaan bly in die squatterkamp. Daai ou het hulp nodig. Ek het 'n vriend, ek sien uit nou die dag, Tom, noem jou maar by die naam, hallo Boeta. Tom het nou die dag 'n watse prys gekry vir 'n geestelike boek wat hy geskryf het rondom hoe om regtig die Here te dien. Hierdie ou is 'n dominee, hy's 'n dokter. Hy het met sy vrou en sy familie in 'n squatterkamp gaan bly. In 'n sink shack. Kar verkoop, mediese fonds gestop, alles. Daar gaan bly. En hy sê, hoe kan ek mense bedien as ek nie weet hoe dit met hulle gaan nie? Hoe kan ek vanuit 'n oorkant die draad inkyk en sê, maar ek dink dis nee. Hy het met sy voete geloop, hy het met 'n taxi gery waar hy wil. Sy kinders is in 'n skool in waar hulle net eenvoudig die taal moes baas raak. En vandag is Tom draai die vrug van daai opoffering. Jy sal krag ontvang. Ek en jy sit op ons opgestopte stoel voor 'n airconditioner en sê ons, ja maar, jy weet, wolkie so groot so man se hand, dalk gat ek nat reën. Ouma, ek hoop daai koffie by daai kerk is warm vanmôre, anders wil ek nog nie daar wees. En ek vergelyk nie Tom en Paulus en ek en jy nie, ek sê ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Die woord van die Here sê ek en jy is geroep. Krag vir Jesus se volgelinge, julle. Het julle al gesien hoeveel mense staan op die straathoeke en skree en hulle bou moskees en hulle bou torentjies wat skree en wat. Daar's nie krag in daai goed nie. Daar's verwarring, daar's emosie baie, daar's intellek baie. Maar geesoortuiging, hulle raak fanaties. Maar onthou jy, Paulus het gesê, ek is nie fanaties nie. Ek is net uitverkoop aan die Here. Daar's 'n massive verskil. Ek en jy as Jesus se volgelinge kry krag. En ek en jy vandag by wedergeboorte kry die vervulling van die Gees van die Here. Dit gebeur nie wanneer jy gedoop word nie. Dit gebeur nie wanneer iemand vir jou hande oplê nie. Dit gebeur nie van wat nie. Die oomblik as jy sê, Here, hier is ek maak my hart oop. Jesus sê ek sal inkom, ek sal by jou kom woning maak. Hy verwys na die Heilige Gees, ek sal by jou kom bly forever. Net daar, same time. En net so 'n bietjie,
en môre nog 'n bietjie, en as jy baie hard sing, halleluja, nog 'n bietjie, en as jy nou vandag R10 in die mandjie gooi, jippie, nog 'n bietjie, en nee, vol, tot daar. So, ons lek, jy moet lek, hoe lek ons? Ons kom by jou en my hart lek liefde, my hart lek simpatie, my hart lek wat ook al, en ons raak so bietjie, en dan kom ons by mekaar, en ons raak refill, en nie hier nie, wanneer jy die woord oopmaak, wanneer jy bid, wanneer jy sê, Here, ek gaan in 'n situasie en help my, sê die Here, is reg, top op, maak vol. Maar as ek en jy die dooie see is, ons raak gevul, en ons loop nie uit nie, ons lek nie, jy gaan vrot. Jesus sê in Openbaring, jy makkies my narkies, was jy maar warm of koud, ek sal jou uitspuug. Die oorspronklike vertaling sê, jy makkies my narkies. Is nie lekker nie, julle? Is nie lekker nie. Ek en jy moet kom by die lewe wat ons lei, die lewe wat ons lees van Paulus, hoe dit gewerk, was dit net lekker, net mooi, net happy, ek het my hart vir die Here gegee, nou, hier kom ons papa, kinders van oorwinning. Jy is 'n kind van oorwinning, jy is 'n kind van God, die krag van die Gees is in jou, maar die lewe gebeur. Daar is dronk mense in die dorp wat in jou vasry. Daar is goed wat gebeur, 'n boef spring oor die draad en hy kom breek jou goeters. En daar het nou weer 'n ma oor 'n kind gery daar in die noorde. Julle, dan kom ons en ons sê, maar why? Die lewe gebeur. Ons ervaar vervolging. Ons ervaar vervolging by die werk, by die kantoor. Mense sê vir jou, dogter nie, jy's 'n kind van die Here, en kyk hoe maak jy nou? Ja, so, dat mag so. Ken ons dit? Ja, mag so. Vervolging. Ek en jy is in die tronk. Ons is in die oggende so op ons senuwees, ons wil nie kantoor toe gaan nie. Ons wil nie werk toe gaan nie. Ek is so bang om my buurman te sien, want hy het altyd 'n ding. As dit nie dit is, ek is in die tronk, ek self. Ook moet net nie dorp toe gaan nie, want ek het gister vir 'n oue handvol signs gewys hier in die dorp, ons bang hy sien my weer. Ons sit onsself in die tronk. Die lewe gebeur. Ons is ingeperk. Onthou julle in die ou tyd? In die ou tyd toe dit nog politiek was, is mense ingeperk in hulle huis. Jy mag nie so nie. Hoe ingeperk is ek en jy vandag? Hoe vry is ek en jy vandag? En dan wil ek vir jou sê, ongeag die lewe, hier is wat die woord ons leer. Regdeur. Nou, ek het nie 'n versie by elkeen bygesit nie. As jy hom wil hê, sal ek hom vir jou gee. Maar dan gaan ons nou vir 'n week lank, moet ek vir my 'n stoel kry, dat ons nou kan lekker gesels. Maar Paulus sê, ek glo die hele woord. Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Ek en jy vandag, die krag van die woord van die Here, gee vir jou, onder leiding van die Heilige Gees, die vermoë om die lewe in die oë te kyk. En te wen. Ek en jy, onthou julle die wapenrusting, ons veg nie vir oorwinning nie, ons veg vanuit oorwinning. Die woord sê, ons leef met hom in gedagte. Ons sê, Here, dankie vir u woord. Ek gaan nou hier lees. Kan ek gou weer vir julle Bakkai se storie vertel? Ek wil vir julle vertel. Ek het dit al baie vertel. Ek vertel nou vir jou, jy het dit nog nooit gehoor daar online nie. Bakkai is 'n ou daar in Botswana. Hy is die simpeltin in die dorp. Hy lyk so. Sy tande maak so, sy oë maak so. Hy is toegegroei, dis deurmekaar. Hy loop so. As jy hom hier in die dorp kry in Suid-Afrika, dan het hy al die lappe en die plastieks wat hy in die hande kry, trek hy aan.
Hy het so maar rond met 'n rooi elektriek draad so vasgemaak aan die shopping trolley met net 3 wielietjies en hier gaan hy gooi al sy goed, hy skarrel, sê hulle hier in die area. Hy maak blikkies. Hier kom Bakkai. Hy wil kerk toe kom. Hy is 'n Humbukushu Boesman. Natambuka Wapenduka, hy praat so. Hy praat nie van Tumela nie. Nou verstaan ek hom nie, hy verstaan my nie, maar dit is kwaai, ons maak net so, like jou hoor, het jou een vir die span. Bakkai wil 'n Bybel hê. Nou gee ons vir hom 'n Bybel. Net 5 minute, sê weer, soek 'n Bybel. Deur die tolke nou so. Ons sê nader, nee man, nee, wat jy, Bybels kos geld, jy weet, nou gee ons vir hom traktaatjies. Nee, soek 'n Bybel. Gee ons vir hom Nuwe Testamente, Gideon Bybeltjie en, is oulik, maar hy soek 'n Bybel. Ilana gaan sy in die kinders daai groot swart Bybels met die rooi, né, so. Hulle skryf met 'n koutjiepen so op die kant. Bakkai, Bakkai, Bakkai. Trek hom oor met die sufiks. Nou Bakkai beteken Batu is mense en Kai is 'n vraag. Waar is die mense? So dit sê nou vir jou presies wie is Bakkai. Die ligte is aan, but there is nobody home. Okay. Nou is Bakkai lekker aan die gang. Hy het 'n stofjas in die hande gekry, net hy sal weet waar. Hy het 'n Lucky Packet sonbril in die hande gekry, so groote. So, die een bril is weg, die een glas. Nou het hy donker bril en die oog maak so. Nou ons kerk, hy is net hier so. Yes, en hy sing, net jabula, net so. Hy like it, too much. Dan kyk hy vir my, dan smile hy so, hy het soke tande. Ek Bakkai, weet wat, ek like jou, jy is kwaai. Toe eendag wil ek uit die Tswana Bybel aanhaal. Hy sit regtig hier waar wil hy sit. En ek net so, ek vat sy Bybel. Jesus, jy daai ontplof. Pwah. Okay, ek gee sy Bybel terug, vat aan die Bybel. Nou as ek die Bybel oopmaak, dan is ek nou hier in Openbaring, dan het hy nou 'n spieelbeeld aan sy in Genesis. En baie keer sy Bybel onderste bo ook. Hy kan nie lees, hy weet nie wat daar. Maar dan vat hy nou daai Bybel, dan kap hy hom so. Na die diens, wat hy toe nou so kwaai is daar tyd vir getuienis. Hier kom hy. Hy sê, hy wil net sê, hy love die Bybel too much. Ek sê, nee, is kwaai. Hy sê, ek word baie kwaad as iemand my Bybel vat. Ek sê, nee, ons het dit beleef. Ons het dit gesien, nou net. Deur die tolk sê hy, because the Bible is the spoon with which God feeds me. Julle, wat gebeur in die gees as daai ou sy Bybel oopmaak? Dit bly my by, dis jare, julle, dis 20, 25 jaar terug. Tot vandag, as ek 'n Bybel in my hand vat, dan vra ek, Here, kom voer my. Ek sal daai prentjie nooit vergeet nie. Ek sal daai beeld nooit, kan jy dink, wat doen die Here as daai ou sy Bybel oopmaak? Met watse verwagting maak jy jou Bybel oop? Kom ons kyk, as Paulus sê, ek glo die hele Bybel. Wat sê die Bybel vir ons met hom in gedagte? Luister, hoor en doen. Ek en jy lees so maklik die Bybel. En ons het 'n versie en ons het 'n lewensvers en ons het 'n oulike en wat en wat. Maar hoor jy? Ek like dit as 'n ou vir my baie stories praat, nê. En hulle maak so. Jy sal my nou nie glo nie. Ek wil nou nie vir jou jok nie, dan jy weet hierdie ou lieg so tandetrekker. Want hoekom gaan jy nou jouself verdedig? Ek wil nou nie vir jou jok nie, man, praat net. Maar in elk geval. Dan sê ek vir hom baie keer, sê ek, hoor die ou, jy het nou 'n storie, nee, maar gaan nou huis toe, dan gaan staan jy in die badkamer voor die spieël. Dan vertel jy nou vir jouself hierdie storie wat jy nou vertel het. Dan hoor jy of jy jouself glo. Ek sê vanmôre, ek gee nou as mense vir my lieg nie, Jesus, maar ek word die vieste in as ek hulle glo.
Mense lieg deur hulle tande, man. Die Bybel sê luister, en dan moet jy hoor. Jy moet nie hoor om te verduidelik nie, jy moet hoor om te verstaan. En dan gaan doen jy dit. Om te sê ek is jammer, dis oulik. Maar as jy nie jou gedrag verander nie, beteken dit niks. As jy sê ek is jammer, ek sal nooit weer my hare so maak nie. Amper sê ek rooi maak, ek gaan nie dit sê. Ek gaan nooit weer my hare so maak, ek gaan nooit weer, dan sê ek vir jou, dis okay, ek vergewe jou, is reg. Maar as jy net sê ek is jammer, ek is jammer, ek is jammer, ek is, nee man, kom aan. Luister, hoor en doen. Moenie opgee nie. Hoeveel keer het ons al daai versie gelees? Die lewe is 'n reisies, 'n baan. Daar sit 'n skare mense wat jou vooruit gegaan het in die paviljoene en they cheer you on en nee. Onthou julle toe die telefone op 'n stadium net so begin elektroniek raak, dan sê hulle vir jou, please hold the line. Dan moet jy weet, hier kom 'n marathon, papa. Hoe maklik word jy moeg? Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. As die son skyn, dan plak ons 'n stiker, God is good all the time. Gaan die son onder, dan sê ons, God is good sometime. Moenie opgee nie. Moenie. Die woord sê, goeie en getroue slaaf, well done. Ek wag vir jou. Ek wag vir jou. Moenie van rigting verander nie. Moenie van rigting vernader nie. Sien jy hom? Julle moet mooi kyk, julle moet oplet in hierdie klas. Verander en vernader is dalk net dieselfde ding. Want om te verander beteken ons vernader na die Here toe. Dis my spelfout. Godien doen net wat ek vir haar gee, dis nie haar skuld nie. Dis nie jou nie. Ons het daai een gemis, maar ons het hom vanoggend gesien. En ek het onmiddellik gesê, Here, maar dis eintlik intentioneel gewees, onthou jy? Want dit is 'n nuwe skepping. Jy moenie verander nie, jy moet vernader. Maar hierdie een sê, jy moenie jou rigting vernader nie. Vernader na God toe, moenie ver van God af ververder nie. Moenie storieetjies maak nie. Die Here sê, ek moet dit gaan doen. O, okay, kom. Nou kom jy by die grenspos, dan sê hulle vir jou, o ja, waar is jou daai inspuiting? Nee, ek is bang vir naalde, ek gaan nou nie meer soontoe gaan. God het nou gesê Botswana, maar dalk was dit Zimbabwe, nie daai plek nie. Ek gaan daar. Ons het heel al agtergekom vir ander mense hulle planne net so. Pop. God sê, u woord is 'n lamp vir my voet. Stap, ek kom. Moenie jou storie verander nie. Wat is jou storie? Ja, gesien. Jou pa jou by mekaar maak en sê vir jou, hey, wat's jou storie? Vandag, ek en jy, ons storie is, Jesus is my redder. Jesus is jou redder. Moenie jou storie verander nie. Moenie verskonings maak nie, moenie stories maak nie. Die woord sê, jou woorde dra krag. Jou woorde spreek lewe en dood. Ons het nie skepende krag in ons woorde van, laat daar lig wees. Dis God se karakter, dis God se identiteit. Maar ek en jy kan mekaar praat, laat ons intellektueel en emosioneel verward raak, laat dit lei tot die dood, laat dit lei tot die lewe. Ek en jy moet Christus-sentries leef, met hom in gedagte. Wat beteken dit? Christus sentraal, altyd. Jesus is die as, is die spul waarom alles draai. Dis die spul waarom die spul draai. Dis die as waarom die ash draai. Julle al gesien die Lesotho Hoogland waterskema? Hulle stuur ons nog baie water daar by die berg, daar by
Clarence verby, nee, Newrow daar op pad Bethlehem toe, en dan gaan hy nou Valdam toe. Daar is 'n ash outfall, het julle dit al gesien, het julle al daar gewees? As 'n tonnel daar deur die berg, uit Lesotho uit tot die ander kant Clarence. En as jy daar kom, dan is dit hierdie magtige tonnel. Dis 'n kanaal, so. Al daai water, kom daar uit die berg uit. Sy naam is The Ash. Die storie is daar, die vir julle wat daar bly, gaan kyk. Daar is so groot bord daar. Hulle sê die naam is verkeerd. Dit was die as. Die spulpunt waarom daai hele sentrum draai, daai hele, die Mogale Dam, dit wat daar gebeur, die water wat dit is die as, dit is die spul. Die Engelse het dit verkeerd verstaan, toe dog hulle die boere sê, dis die ash. Toe maak hulle om die ash. Maak ook, dis alright. Maar die as ek en jy ons rubbish verbrand het, is Christus die as waarom die ash draai. Ons moet Christosentries leef met hom in gedagte, in alle omstandighede. Oh my soul, julle, my omstandighede verander baie vinnig, baie maklik. En ek dink dit gebeur vir almal van ons. Ons klim hier in die kar met 'n lied in jou hart en ons ry dorp toe. En hier eindig jy op agter 'n kar wat baie stadig ry, en as jy kyk, is daar nie 'n bestuurder in die kar nie. Die kar gaan net so. Daar voor by die sirkel, as jy verbygaan, dan sien jy, daar sit so grieskoppies so. Dan verander my omstandighede baie vinnig. Of hier kom 'n ou met daai groot lorries, nee, daai 4x4 manne. Jy ry nou lekker rustig in derde rad hier langs, wrr, dan sy hier agter jou. En hy het sulke ligge, so op daai boelbaar, nee. Want hy's 'n billetjie, papa, hy wil verby. Waar gaan hy hier net, hy sal weet. Maar hy gooi daai ligte in jou spieeltjie, nie eers, hy vang nie eers jou kar nie, hy's hier bo, hier. Dan verander jou omstandighede vinnig. Ek bestel 'n pink milkshake, dan bring hulle vir my 'n geel milkshake, dan verander my omstandighede. Ek praat sommer 'n klomp nonsens. Julle, hoe gou verander jou omstandighede? Hoe leef jy gebaseer op die woord van die Here vir Christus, met hom in gedagte? Tydig en ontydig. Tydig en ontydig. Jy moet gereed wees met 'n woord, sê Paulus in Timoteus. Hy sê, always be ready with an answer in season and out of season. Ons kan nie net hier cute wees met liewe Jesus, nee. Daar by die werk, daar waar jy beweeg, daar waar jy gaan, daar waar jy mense kry, tydig en ontydig. Wees gereed met 'n woord. Nie met 'n antwoord nie, met 'n woord. Met die Here se woord. Gees gelei. Gees gelei. Tel tot 3. Tel tot 10. As iemand jou iets maak, dan gaan sit jy, dan skryf jy daai e-pos, nee, so, toe. Kyk, as ek so kwaai is, nee, 40 foute per minuut, papa, kap hom net so toe. Dan staan ek op. Dan loop ek 'n draai. Kom ek terug, dan edit ek nou die ding, dan doen ek nou al die spelchecks, né? Dit vat 'n rukkie. Dan staan ek op, dan gaan kry ek 'n koppie koffie. Dan kom ek terug, dan kyk ek of hy nou taalkundig mooi het ek nou regtig gesê wat ek wou sê, okay, kwai. En dan gaan slaap ek. Môreoggend dan kom ek terug en delete ek hom. Dis maar gewoonlik vir my die veiligste. Want gees gelei, dit hang af onder wie se gees jy is op daai oomblik. Onder watter gees. Maar ek het maar kort van lont, jy weet, ek het al gesien. Sies tog. Ja, maar ek is maar een van God se probleemkinders, ja, shame. As jy 'n probleemkind is jy nie 'n kind van God nie. 'n Kind van God het probleme, maar jy is nie die probleem nie.
Jy kan nie jouself regverdig om te sê, jy weet, die Here het my nou daar gekry waar ek is, maar ek het nou maar daar gebly. Nee, God sê ek wil jou saamvat. Paulus praat van 'n pad van heiligmaking. Los jou nonsens, laat staan jou dinge. Geesgelei, verantwoordelik. Neem eienaarskap, julle. Moenie almal blameer rondom jou nie. Neem eienaarskap. Ek het hierdie fout gemaak, intentioneel of 'n fout of 'n ongeluk of hoe dit ook al uitspeel, ek is jammer. Nie daai ou en hierdie ou en hihi, ek is jammer. Hoeveel keer het jy al iets gedoen? Maak nie saak wat nie. As jy daai ding vat, dan sê die Here hier binne vir jou stop. Dan skud jy jou kop so, tyk kan nie wees hier, dan gaan jy maar in elk geval aan. Nee. En as dit verkeerd gaan, jy hoor met die duiwel. Vat verantwoordelikheid, wees verantwoordbaar. Wat beteken dit? Dit beteken kom in 'n geestelike familie. Dit beteken kry vir jou geestelike partners wat saam met jou bid, wat saam met jou die pad loop, wat saam met jou in jou besigheid is, wat saam met jou in die skool is, wat saam met jou doen wat jy doen om te sê, wie wat, ek gaan dit doen, ek droom hieroor, ek beplan dit, wat dink jy? Kom ek en jy bid saam, en waar twee meer by mekaar is, daar is hy. Ons is verantwoordbaar teenoor mekaar. Jy kan nooit 'n lone ranger wees nie, jy kan nie 'n alleen cowboy wees nie. Die Indiane gaan jou skiet met op Eilenburg. Not lekker. Vernuwe deurlopend. Vernuwe deurlopend. Ek en jy kan nooit op 'n punt kom waar ons sê, nou is ek alright. I've arrived. Nee. Nooit. Nooit ooit nie. Daar is altyd iets wat moet verander. Daar is altyd iets wat jy kan leer. Daar is altyd iets wat jy moet doen. Altyd. Forever. Kyk wat gebeur met Paulus. Deur die tronk, deur die skip, kom aan die ander kant, en die keiser sê, man, daar's jou huurhuis in 'n wag, gaan sit daar. I've arrived. Die job begin nou. Aftree, aantree, optree. Nie aftree, aftree. Vernuwe deurlopend. OK, ons maak klaar. Die vrug op 'n woord gefundeerde lewe. Die vrug. Ek moes daai versie hier bygesit het, die Here herinner my nou daaraan wat sê, en hieraan sal jy geken word as my kinders, julle liefde vir mekaar. Maar kom ons bly by dit wat ons hier het, Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard, julle. Dit bring skeiding tussen dood en lewe. Dit bring skeiding tussen die leuen en die waarheid. Dit bring skeiding tussen jou verlede en die toekoms. Dit bring skeiding vir jou tussen jouself en sonde. Wil jy nie regtig soos Bakkai, as jy die Bybel vat vanmiddag vanaand, wil jy hom nie net regtig, en kom aan, dis nou nie 'n nuwe ritueel en 'n nuwe geloof, net kinderlik afhanklik, Here, praat met my, voer my, wys my, tweesnydende swaard, Here, kom sny daai seer, kom sny dit uit, daai gemors, kom sny dit uit. Daai verwerping, kom aan julle. Jy weet waarmee jy sit. Psalm 119 vers 105. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
Sonder die woord van die Here, sonder die Heilige Gees, sonder Jesus, gaan ek en jy nêrens. God gee vir ons 'n tasbare tool, 'n ding, 'n toolbox. 66 boeke in 'n mini-biblioteek en ons noem dit die Bybel. En as iemand vir jou sê, maar hoe maak 'n mens? Dan sê jy, so maak mens. So maak mens. Die woord is 'n lamp vir my voet. Jesaja, profeet wat sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dit sal nie leeg na my toe terugkom nie, doen wat ek behaag. Wat behaag God? Onthou julle daai skrif? Ek dink net goeie goed aangaande jou. Voorspoed. Onthou julle 'n klomp jare terug was daar, wie se gebed was dit, van vergroot my grondgebied? Jabes, dankie. Onthou julle dit, Here, vergroot my grondgebied? Nee. Dis wat God behaag. Hy sê, ek wil hê dit moet met jou goed gaan. Ek wil hê jy moet leef in hierdie oorwinning wat ek vir jou gegee het. So, hierdie woord van God sal uitgaan en dit sal nie leeg terugkom nie. Jy sal voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur, die woord stuur. Nie in alles wat jy doen nie, in alles wat die woord sê. Ons vertrou en ons glo en ons hoop. Ek sê dit weer, ons het vanmiddag 'n gesprek met die spandirekteure van Jabok Bediening. Ons gaan sommer net 'n paar waarhede op papier vasmaak. Ons gaan bietjie die toekoms beplan, hoor wat sê die Here. Ons gaan bietjie strategie vasmaak, ons gaan bietjie net boeke vat. Dis die mooi woord, nee, ons gaan boeke vat. Wil jy nie saam met ons bid, jy wat aanlyn is? Al sien jy nou eers hierdie uitsending môre. Wil jy nie vir God bid om vir ons as leiers, as 'n span, as 'n gemeente, as 'n familie, as 'n mafilie, die Here regtig vir ons sy Heilige Gees gee om sy woord te ken, te hoor, te verstaan, te doen. Ons dank julle, ons gaan hierdie kant na die liedjie luister van die weelde van die Heer. Die link is op YouTube en Facebook se post, gaan luister hom. Maar vir ek en jy vandag, kom ons maak hierdie verklaring wat sê van die weelde van die Heer, die bederf. Wie het dit gesê? God bederf my, God spoil my met sy teenwoordigheid. Kom ons gedenk dit. Vrede vir jou aanlyn, mag dit met jou goed gaan, mag dit reën waar jy jou kalvers wy, mag die Here homself aan jou openbaar regtig met liefde, met genade. Vrede vir jou.